Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en hierdie is episode 7 van ons reeks met die titel Die Potensiaal van die Woord. En ons kyk hoofsaaklik na die gelykenis van die saaiër wat Jesus vertel het hier in Markus 4. In die vorige episode het ons begin kyk na die derde tipe grond wat verduidelik word hier in vers 18 en 19. En my persoonlike vermoede is dit is waar meeste Christene hulle vandag bevind. Hier in vers 19 word 3 dinge genoem wat deur die dorings voorgestel word in hierdie gelykenis. En hierdie 3 dinge verstik uiteindelik die woord in ons harte. En dan lewer die woord nie die vrugte op wat beloof is nie. Maar dis nie omdat die woord nie waar is of omdat die woord nie werk nie. Maar dis as gevolg van die dinge wat ons in ons harte en lewens toelaat wat die woord verstik. Kom ons lees net eers hierdie 2 verse en dan gaan ons verder. Jesus begin in vers 18 en verduidelik hy, en hulle by wie die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met ander dinge, kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. Jesus spel hier vir ons 3 hoofgoeders in ons lewens uit, wat die woord sal verstik in jou lewe. Die sorge van hierdie lewe. En ons het gister bietjie na dit gekyk, so gaan nou nie weer vandag daaroor gesels nie. Dan sê hy die tweede rede is die verleiding van die rykdom. En dan sluit hy af met die derde rede en dit is die begeerlikhede in verband met ander dinge. En Jesus sê hierdie dinge kom in ons harte in en verstik die woord. En dit word onvrugbaar. Die woord wat gesaai was propvol potensiaal en was stampvol vrugbaarheid. Maar dit kon nie kompeteer teen hierdie dorings, hierdie ander dinge waarop jy hart gefokus was nie, en het daarom onvrugbaar geword. Man, hierdie is vir my super belangrik. Ons het so vasgevang geraak in ons Christenpad om sonde bewus te wees en te konsentreer op ons morele lewe, dat ons hierdie miskyk. Ek kan vandag sonder vrees vir teespraak my naam daarop sit. As jy die deursnee Christen sou vra hoekom hulle dink hulle nie die volheid van God se woord in hulle lewens beleef nie, sou sonde hulle nommer 1 antwoord wees. Hulle sou aanroer dat die feit dat hulle moreel nie aan God se standaard voldoen nie, is die nommer 1 rede hoekom hulle nie God se beloftes beleef nie. Ons het al in so 'n groef verval dat 'n goeie Christen label ons as iemand wat nie rook, drink en vloek nie. As jy daai 3 dinge kan los, man, dan kan die bassein maar blaas, jy sal okay wees. En moenie my verkeerd verstaan nie, ek praat glad nie sonde goed nie. Sonde is stupid. Dit maak jou dom en dit hou jou dom. Los dit. As jy sonde in jou lewe koester, bely dit en draai weg met 'n spoed. Maar God wil nie hê ons moet sonde bewus wees nie. Hy wil hê ons moet Jesus bewus wees. As jou fokus Jesus is, en jy weet wie hy jou gemaak het, as jy 'n openbaring het van jou identiteit in hom, man, sonde sal van jou afval soos water van die een se rug, want dit sal geen vatplek in jou lewe hê nie. Die enigste rede hoekom jy enige sonde in jou lewe toelaat, is omdat jy nie weet wie jy is in Christus nie. Sonde floreer waar daar gebrek aan identiteit is. Ek gaan dit dalk net weer vir jou sê. Sonde floreer waar daar 'n gebrek aan identiteit is. Maar in hierdie gelykenis van die saaiër noem Jesus nêrens dat sonde die oorsaak is hoekom die woord nie 'n 100voudige opbrengs in iemand se lewe oplewer nie. Sonde is nie dit wat die woord in ons lewe verstik nie, maar fokus. Waar ons harte op gefokus is, waar ons tyd spandeer, waar ons prioriteite is, dit is wat die opbrengs van die woord in ons lewens gaan bepaal. Kyk weer saam met my na vers 19. En die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met ander dinge, kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. Sorge, worry, steel ons fokus weg van die woord af. Die verleiding van rykdom, die New King James noem dit the deceitfulness of riches. Met ander woorde, die bedrieglikheid van rykdom, dit steel ons fokus weg van die woord af. En die begeerlikhede van ander dinge kom en steel ons fokus en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. Kom ons kyk net gou in die tyd wat oor is na hierdie middelste ene wat Jesus noem.
die verleiding van rykdom. Nou kom ons wees net weer baie duidelik hieroor. God het niks teen rykdom nie. Deuteronomium 8 vers 18 sê dat dit God is wat aan ons die krag gee om rykdom te verwerf. So as hy aan my die krag gee om rykdom te verwerf, en ek verwerf dan rykdom, dan is ek mos nie buite sy wil nie. God is nie teen rykdom nie. Wat hier staan, en ek lees weer die New King James, the deceitfulness of riches, die valse bedrieglikheid van rykdom. Kyk hoe vertaal die Amplified Classic dit. The pleasure and delight and false glamour and deceitfulness of riches. False glamour. Daai valse aansien en deceitfulness, bedrieglikheid van rykdom. Dit kom verstik die woord. Dis die jaag na rykdom vir die vals aansien en sekuriteit wat dit bied, wat inkom en ons tyd en ons fokus steel. As jy nie op God vertrou as jou bron van rykdom nie, sal jy dit uit jouself uit moet bymekaar maak, en dit is verskriklik harde werk. Ek weet, want dit was al daar. Dit verg al jou aandag en al jou energie en al jou tyd. Rykdom sonder God is glad nie onmoontlik nie, maar dit is baie moeilik en verg alles van jou en dit los geen tyd vir God en sy woord nie. En wat gebeur? Die woord kan jou nie voorspoedig maak nie, want die bedrieglikheid en die verleiding wat rykdom verg, het die woord verstik. En dan, wanneer die pop op die fan slaan en jou lewe spat in stukke en daai rykdom mat word onder jou uitgeruk, dan wil mense die vuis na God uitsteek en hom blameer dat sy woord nie werk nie. Maar dis nie hy nie. En die fout lê nie by die potensiaal van die woord nie. Dis nie die woord wat nie waar is of wat nie werk nie. Dis die jaag na geld. En die tyd en die effort wat dit vat om daai gejaag te onderhou, dit verstik die woord. Dis die valse aansien wat geld bring en die hoogmoed wat daarmee gepaard gaan. Dis wat die woord verstik. God gaan nie sy woord autokraties op jou afdwing en in jou lewe inforceer nie. Hy saai die woord. Die saai van die woord is sy verantwoordelikheid en hy doen dit baie goed. Maar God saai die woord in ons harte in en hy gebruik verskeie maniere om dit te doen. Maar ek en jy het elkeen genoeg saad in ons harte. En ons het elkeen toegang tot verskeie Bybels. Ons het elkeen toegang tot nog en nog en nog saad. Maar wat gaan ons doen met die saad in ons hart? Want of jy dit nou wil glo of nie, dit maak nou geen verskil nie. Die waarheid en die werklikheid is steeds. Wat ons in ons hart met die woord doen, gaan die woord se opbrengs in ons lewe bepaal. Dit wat jy koester, gaan groei. Here Jesus, dankie dat ons opnuut kan sien, u woord het 100voudige potensiaal altyd, onder alle omstandighede. Daar's niks fout met die potensiaal van die woord nie. Maar Here, help ons om te erken en raak te sien wat is in ons hart wat veroorsaak dat ons u woord verstik. Wat is daar wat ons fokus steel, wat ons aandag wegvat van die woord af, dat ons nie ons volle vertroue en geloof in u woord het nie, maar dat ons vertroue in ander goed het. Wys ons wat dit is, Here, dat ons dit kan bely en regstel, want ons wil 'n 100voudige oes van u woord af hê, want u woord se oes sal enige effort in ons lewe se oes met myle oortref. Ek weet dit. Maar help ons om dit raak te sien, om dit te bely en weg te draai. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, as jy dalk by ons bediening wil betrokke raak, as jy dalk in ons bediening wil insaai, jy's meer as welkom na ons webwerf toe te gaan by injesus.co.za. Jy sal al die besonderhede daar kry. In dit alles, onthou net, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.